Hallo julle. Die Here het dit op my pad gesit om te help om die hemel op aarde te skep. En ek het 'n lang pad saam met die Here gestap, 12 jaar wat ek in die Bybel is en in 'n geestelike geveg. En dis nie maklik nie, was nie maklik nie. Vir baie keer het ek die Bybel letterlik gooi en sê ek kan nie meer nie. Dis nou, ek kan nou net nie meer nie, ek wil nou net normaal wees, maar ek is so bly, ek het uitgehou. Ek is, op die einde van die dag, is dit alles die moeite werd. Mense gee in die helfte van die tyd moed op, en gaan nie weer terug in die vleeslike lewe in. So ons is hier om jou geestelike denke en jou gees wakker te maak, jou siel, sodat jy jouself kan genees, jy vernuwe jou jeug. Alles verander net in jou omstandighede, in jou lewe, in jou verhoudingslewe, in jou familie se lewe, alles verander. So ek is hier om julle geestelik wakker te maak. So kom ons begin by, wat het ons almal, baie mense verloor, wat belangrik is. Al die klein dingetjies wat so belangrik is, maak tog die volle prentjie, en ons wil 'n volle lewe hê. So waar begin ons? Ons begin by die gees. Ons sal nie net van brood alleen lewe nie, maar ook van die gees. So hoe voer jy die gees? Al liefde. Okay, hoe beskryf jy liefde? Hoe kan jy dit in 'n vorm sit? Dit is sensasie. Hoe kan jy liefde voel? Kom ek sê so, hoe kan jy liefde voel? Is sensasie. Sensasie teen jou vel, en as iemand jou 'n stywe drukkie gee, nie daai warm gevoel, en daai gevoel wat jy afgee, dit maak jou beloning sentrum wakker in jou brein, en dan helder jou liggaam heeltemal op, dit ontwikkel nuwe alles in jou brein, dit is soos 'n boost vir jou brein, en ons het dit nodig. So alles wat geestelik gebeur fisies in jou liggaam, en dit is, jou liggaam is die wonderlikste skepping ooit. Maar ons is ook die mees gekompliseerde spesies wat bestaan het, want ons bly net aan 'n groei, en elke dag is daar net meer en meer wat ons beleef in onsself. En, so sensasie. Sensasie is as jy jou kinders lief is, en jy gee hulle drukkies, en dit is die lekkerste plek op die aarde, as jy gaan speel, en jy stoei mekaar op die bed, dit is waar jy dan in die oomblik lewe. So ons mag nie in die toekoms lewe nie, ons mag strewe na die toekoms, en werk in die toekoms, maar ons kan nie in die toekoms lewe, want ons is nog nie daar nie, en nog minder nog in die verlede nie, want ons wil nie terug aan ons verlede toe nie, ons wil nie elke keer die siklus oor en oor doen nie. So hoe stop ons dit? Om die gees wakker te maak. Okay, so hoe maak jy die gees wakker? Wat het ons eerste nodig? Liefde. Wat is liefde? Sensasie. Hoe voel jy liefde? Sensasie. Teen jou vel teen vel. Jy en jou man, jou sy been vas. Jy krap sy kop voor hy gaan slaap. Jy kielie sy rug. Jy liefkoos hom, en jy lief is jou kinders. En jy sien hom in die nek, en waar is dit? Dis weg. Dis heeltemal weg. Dis heeltemal weg, en die man is tog so natuurlik, hy is van aarde gemaak, en hy is van alles gemaak, so hy het dit nodig, baie nodig. As ek my man sy hart dood is, en as ek naderhand is sy gedagtes dood, sy emosies is dood, hy dood geraak, maar daar waar daar 'n vlammetjie was, sal daar altyd weer 'n vlammetjie kom, so ons moet dit dan net weer daai vlammetjie aansteek. So is tyd nie, om net lyf teen jou man te gaan staan en sê, ek is so lief vir jou, of teen jou vrou te gaan sê, ek is so lief vir jou, sonder enige seksuele gedagtes. Kom ons los daai ding, dit is die ultimate liefde wat jy kan wys, en ons almal het dit nodig. Dit is nie 'n lelike ding nie, ons moet dit nie meer 'n lelike ding maak, want ons is tog so die mooiste en die lekkerste ding. En, is 'n stress reliever, so
maar net met jou man, nie met klomp mans, ook nie met klomp vroumense nie. So ons het dit nodig, ons het dit verloor mense. So gaan net daar by jou kind en gaan liefkoos om drukkies om net en daar by jou man en gaan net daar by sy nek en soen hom net en doen dit. Doen dit want ons het dit nodig, ons liggaam het dit nodig. Wel dit is hoe jy begin om die gees wakker te maak. Waar jy